ons bestudeer God se woord met die preek getiteld. Kom ons verkondig die heerlikheid van Jerusalem aan die hele wêreld. God die Vader het ons baie seëninge gegee. So sal die kerk van God marsjeer na die koninkryk van die hemel onder die leiding van Vader Christus aansang en nuwe Jerusalem hemelse moeder. Vandag se preektitel, laat ons die heerlikheid van Jerusalem aan die hele wêreld verkondig, bevat die wil van God vir ons in hierdie tydperk. God het God die moeder in hierdie tydperk aan sy kinders geopenbaar. In die openbaring van apostel Johannes is daar 'n groot geestelike stryd. In die geveg is daar die vrou en die res van haar nageslag en haar vyand, die draak. Volgens Openbaring hoofstuk 12 is die draak Satan. God het ons laat weet dat daar 'n groot geestelike stryd teen Satan en sy volgelinge sal wees. Die godsdienstige mense het egter vir 'n lang tyd God net as God die Vader beskou. Daarom, wanneer ons Openbaring hoofstuk 12 lees, ontbreek iets in hulle verduideliking. Diegene wat nie van God die moeder weet nie, kan nie die ware betekenis van Openbaring hoofstuk 12 verstaan nie. Gevolglik sê hulle, aangesien Openbaring is wat God beveel het om verseël te word, kan niemand daaroor praat nie. Hemelse Vader aansang het ons egter geleer dat ons hemelse moeder het. Ons kan dit verstaan deur Galasiërs hoofstuk 4, vers 26 en Genesis hoofstuk 1. Is dit nie reeds as bewys in die Bybel opgeteken nie? Die aardse sisteme is kopieë en skaduwees van die hemelse sisteme. Wanneer ons na die aardse gesinsisteem kyk, moet daar ook 'n moeder in die hemelse gesinsisteem wees. God het Eva, 'n vrou, uit die ribbebeen van Adam geskape. Adam het gesê, dit is nou been van my gebeente en vlees van my vlees, en het aangekondig dat sy die moeder van al die lewende sou wees. Dit is geskryf in die boek Genesis. Waarom het Vader haar dan nie duideliker in die tyd van die Vader geopenbaar nie, maar slegs van haar in die openbaring van Johannes genoem? Hierdie laaste tydperk van die Heilige Gees is belangrik. In die tyd van die Heilige Gees, waar sal diegene staan wat nie aan die kant van die hemelse moeder staan nie? Apostel Johannes het in Openbaring hoofstuk 12 geskryf dat hulle aan Satan se kant sal staan. Daarom sal baie valse profete en valse Christusse in hierdie eeu verskyn. In tye soos hierdie, waar moet die hemelse mense staan? Watter woorde het Vader vir ons gegee, sodat ons aan die kant van hemelse moeder Jerusalem kan staan? Elisa het vir Elia gevolg. Josia het vir Moses gevolg. Petrus het Jesus gevolg. En ek volg vir moeder. Deur sulke duidelike woorde na te laat, het God die Vader ons geleer aan wie se kant ons moet staan om geestelike oorwinning te behaal. Daarom, wie die lewe wil ontvang en die hemel wil ingaan, na wie toe moet hulle kom? Hulle moet na die hemelse moeder toe kom. Is dit nie vervat in die woord van die Gees en die bruid, kom, in Openbaring hoofstuk 22, vers 17?
Hemelse Vader, wat bekommerd was dat sy kinders geen onderskeidingsvermoë in die laaste groot geestelike stryd mag hê nie, het ons wakker gemaak dat die plek waar Hemelse Moeder woon, Sion is, ons hoofkantoor en die toevlug van verlossing. Daarom moet die mensdom na haar toe kom. Hy het vir ons hierdie les gelos voordat hy opgevaar het. Deur hierdie boodskap in ons harte te hou, kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 12. Kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 12 vers 17. Hoofstuk 12 vers 17. Die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan. Na wie verwys die draak volgens vers 9? Die groot draak, die slang van weleer, wat duiwel en Satan genoem word. Wat doen hy? Hy is, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi, en saam met hom ook sy engele. Alhoewel hier die groot geestelike stryd nie uiterlik voorkom nie, laat God ons deur Openbaring hoofstuk 12 weet van 'n groot stryd tussen die bose magte en die res van die vrou se nageslag, diegene wat die leringe van die Hemelse Moeder volg. Kom ons lees dit nog een keer. Kom ons kyk weer na hoofstuk 12 vers 17. Die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer. Vir wie was die draak woedend? Hy was woedend vir die vrou. Die vrou hou verband met die profesie in Genesis hoofstuk 3. So, kom ons kyk kortliks na hierdie toneel en gaan na Genesis. Die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag wat die gebooie van God nakom en vashou aan die getuienis wat Jesus gelewer het. Toe het hy op die strand by die see gaan staan. Hier word 'n geestelike stryd genoem in die Openbaring van apostel Johannes. Dit leer ons dat God se volk wat in die laaste dae gered sal word, die res van die vrou se nageslag moet wees. Wat van die ander mense? Aan wie se kant sal hulle staan? Hulle sal aan die kant van die draak, Satan, staan. Daarom het Vader nie die Hemelse Moeder geopenbaar in die tydperk van die Vader of die tydperk van die Seun nie, maar in die laaste tydperk van die Heilige Gees. Hy het sy kinders wakker gemaak vir die pad na die koninkryk van die hemel deur te sê. Elisa het vir Elia gevolg, Josia het vir Moses gevolg, Petrus het Jesus gevolg, en ek volg vir Moeder. Dan met watter vers verbind Openbaring hoofstuk 12, vers 17? Kom ons kyk na Genesis hoofstuk 3 vers 15. Kom ons kyk na vers 15. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval. Dit is die toneel waar God die slang gestraf het wat Adam en Eva versoek het. Hier verwys ek na God en jy verwys na die slang. Wat sal God doen? Hy sal vyandskap stel tussen die slang en die vrou. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval en jy sal sy hakskeen aanval. Dan, wie is die vrou hier? Sy is Eva. Soos julle weet, is Eva nie van Adam se ribbebeen gemaak nie. Kom ons kyk wat God oor Eva gesê het in Genesis hoofstuk 2, vers 20.
2장 20절에 가서 함께 확인해 보도록 하겠습니다. Kom ons kyk na hoofstuk 2 vers 20. 아담이 So het die mens name gegee vir al die makdiere en die voëls van die hemel en al die diere van die veld. Maar vir homself het hy nie 'n helper as sy gelyke gevind nie. 여호와 하나님이 Die Here God het toe die mens in 'n diep slaap laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. 여호와 하나님이 Die Here God het toe die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, omgebou tot. Wie het hy gemaak? 'n Vrou en haar na die mens gebring. Toe sê die mens, hierdie een is die keerbeen uit my eie gebeente, vlees uit my eie vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Wat was die naam van die vrou wat uit Adam se rib gemaak is? 존재하게 된 여자의 이름은 뭐였습니까? Dit was Eva, reg? Kom ons gaan aan na hoofstuk 3 vers 20. Hoofstuk 3 vers 20. Die mens het sy vrou Eva genoem, want sy is die een wat. Wie sou sy word? Die moeder geword het van almal wat lewe. Wie het God geprofeteer sou die vyand wees van Eva, die vrou van Adam? Vers 15. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel. Wie sal die vyand van Eva wees? Die slang. Daarom sal Satan en Eva nooit aan dieselfde kant wees tot aan die einde van die eeu nie. In Openbaring hoofstuk 12, vers 17, op wie was die draak woedend? Die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag. Is daar nie ook geskryf dat die draak op die oewer van die see gestaan het nie? Deur die openbaring van apostel Johannes, laat God ons weet wat aan die einde van die eeu sal gebeur. Aan wie se kant moet ons wees? Ons moet aan God se kant wees. Kom ons verstaan dit 'n bietjie makliker. Die Gees en die bruid sê, wie dors het en wie wil, kom na my toe. Leer die Bybel ons nie oor hierdie saak nie. Dit beteken om aan God se kant te staan. So 'n groot geestelike stryd sal plaasvind. Wanneer God die skape van die bokke skei en die wat gered sal word van die wat nie wil skei nie. Aan wie se kant moet ons staan? Ons moet aan moeder se kant staan. Daarom, sodat God se kinders die heerlikheid van Jerusalem aan die hele wêreld kan verkondig. Laat God hulle deur die Bybel weet dat die enigste vyand van die duiwel hemelse moeder is. Net soos Elisa vir Elia gevolg het, Josia vir Moses gevolg het en Petrus Jesus gevolg het Vader die voorbeeld gestel deur te sê, ek volg moeder om sy kinders te laat weet dat hemelse moeder bestaan. Daarom, om die ewige lewe in die hemel te ontvang, moet ons die bestaan van hemelse moeder besef, nie waar nie? Is dit nie hoekom God in die tyd van die Heilige Gees na hierdie aarde toe gekom het en ons moeder laat ken het nie? Kom ons kyk na Jeremia hoofstuk 3 vers 17. Jeremia hoofstuk 3 vers 17. In daardie tyd sal hulle Jerusalem. Wat sal hulle Jerusalem noem? Die troon van die Here noem. By haar sal al die nasies byeenkom ter wille van die naam van die Here, ter wille van Jerusalem. Hulle sal nie langer die verstoktheid van hulle bose harte volg nie. In daardie dae sal die huis van Juda by die huis van Israel aansluit. En saam sal hulle uit 'n land in die noorde aankom in die land wat ek vir hulle voorouers as erfenis gegee het. Wat sal alle nasies doen? Hulle sal in Jerusalem bymekaar kom. Dit is God se profetiese plan vir die finale stadium van sy verlossingswerk. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 60 vers 1.
Hoofstuk 60 vers 1. Kom ons kyk na hoofstuk 60 vers 1. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke. Maar oor jou skyn die Here en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Nasies sal na jou lig trek en konings na die helder lig van jou sonsopkoms. Vers 4. Kyk om jou rond en neem waar. Hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. Gaan Jesaja hoofstuk 60 nie oor die heerlikheid wat Jerusalem sal ontvang nie. Kom ons kyk weer na vers 4. Kyk om jou rond en neem waar. Hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. Na wie verwys Jerusalem volgens Galasiërs hoofstuk 4? Dit beteken dus, kom almal bymekaar en kom na moeder. Jeremia hoofstuk 3, vers 17 sê ook, al die nasies sal in Jerusalem vergader. Na wie sal die wat gered moet word, kom? Hulle sal na Jerusalem kom moeder kom. Aan die ander kant sal diegene wat versuim om dit te doen onder die mag van Satan geplaas word, volgens Openbaring hoofstuk 12, vers 17. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 60 vers 4. Kyk om jou rond en neem waar. Hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. Jou seuns van ver af kom hulle aan, en jou dogters op die heup word hulle gedra. Op hierdie manier het die Bybel en die profete voorspel dat alle nasies na Jerusalem sou kom. Kom ons gaan aan na vers 8. Wie is dit daardie wat soos 'n wolk aangesweef kom, soos duwe na hulle neste? Die profeet Jesaja het ongeveer 700 voor Christus geleef, ongeveer 2700 jaar gelede. Wie is dit daardie wat soos 'n wolk aangesweef kom, soos duwe na hulle neste? Hulle is die hemelse kinders wat in hierdie tydperk van regoor die wêreld bymekaar kom in die arms van hemelse moeder Jerusalem. Kom ons gaan aan na vers 12. Ja, die nasie en die koninkryk wat jou nie dien nie, sal. Wat sal gebeur? Dit sal ondergaan. Soos daar in Openbaring hoofstuk 12, vers 17 geskryf staan, sal die vrou en haar nageslag en die draak en die wat hom volg mekaar in die geestelike wêreld konfronteer. Wat sal gebeur met diegene wat versuim om na hemelse moeder Jerusalem te kom? Ja, die nasie en die koninkryk wat jou nie dien nie. Wat sal gebeur? Dit sal ondergaan, sulke nasies sal volledig verwoes word. Dit is waaroor die Bybel geprofeteer het. Kom ons gaan aan na vers 14. Kom ons kyk na vers 14. Na jou sal hulle neergeboe kom, die kinders van jou verdrukkers. Almal wat jou verag het, sal diep neerbuig by jou voetsole. Hulle sal jou noem, stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel. Kom ons gaan aan na vers 20. Jou son sal nie weer ondergaan nie, en jou maan sal nie verdof nie, want die Here sal vir jou 'n ewige lig wees, en jou routyd sal verby wees. Dan, wanneer die vrou en die res van haar nageslag teen die draak en sy volgelinge veg, of mens aan die kant van die hemelse moeder staan, of aan die kant van die draak is die maatstaf vir redding. Maar vandag is daar mense wat nie hemelse moeder Jerusalem ontvang nie. Al is daar soveel profeseë in die Bybel, ontvang baie mense God nie. Deur die sending van Elia het Vader getuig dat 'n ander verlosser na hom sou kom. In 1955 het hy hierdie boodskap gegee in die ontseeling van die 7 donderslae.
엘리사는 엘리야를 en vir ons 'n belangrike les gelaat. Elisa het Elia gevolg en ek volg moeder. 말씀까지 남기신 것을 우리가 바라볼 때 As ons dit in ag neem, aan wiese kant moet ons staan? Die draak en sy volgelinge staan op die kus van die see om oorlog te voer teen die vrou en die res van haar nageslag. Om dit eenvoudig te stel, as die vrou en haar nageslag reg staan en die draak en sy engele aan die linkerkant, aan watter kant moet ons staan? Openbaring hoofstuk 12 gee vir ons die antwoord. Daarom, wie ook al dors is, moet na die Gees en die bruid gaan. Waar is hulle? Hulle is in Sion. Hierdie profesie maak ons wakker dat ons vinnig in Sion moet ingaan. God het dit reeds in Genesis hoofstuk 3 vir ons gewys. Om nie die verlossing in die tydperk van die Heilige Gees te verloor nie, fokus die Bybel, wat as ons geestelike kompas dien, op hemelse moeder Jerusalem. Die Bybel wens vir almal om hemelse moeder te vind. Daarom, in Jesaja hoofstuk 60, wat sê die Bybel ons moet doen? Ons moet die lig van Jerusalem laat skyn sonder om dit weg te steek. Kom ons gaan aan na Jesaja hoofstuk 62. Jesaja hoofstuk 62 vers 6. Op jou stadsmure, Jerusalem, het ek wagte uitgesit. Dwars deur die dag en nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julle self geen rus nie. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het, totdat hy, wie sal God vestig, Jerusalem 'n loflied op aarde gemaak het. 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라 하고 있습니다. Dwars deur die dag en nag sal hulle nie 'n oomblik lank swyg nie. Wat het God die wagte gevra? Wat moet hulle doen? Hulle moet die heerlikheid van Jerusalem aan die hele wêreld versprei. Sê God vir hulle om stil te bly. God sê vir hulle om te sing en die heerlikheid van Jerusalem te verkondig. Dit is die missie wat ons in hierdie tydperk moet uitvoer. Natuurlik verkondig ons die Sabbatdag, die Pasga en die nuwe verbond. As die wêreld egter tussen God en Satan verdeel is, aan wiese kant moet ons staan? God het sy kinders vir hierdie antwoord wakker gemaak. Aan wiese kant moet ons staan? Ons moet aan God se kant staan. By watter God moet ons kant kies? Ons moet aan die kant van God die moeder staan. Het apostel Johannes nie hierdie waarheid ontdek en in Openbaring hoofstuk 12, vers 17 opgeteken dat die vrou en die res van haar nageslag gestaan het om die draak teë te staan nie? In Genesis hoofstuk 3 maak God ons wakker vir die verhouding tussen die vrou en haar nageslag en die slang en sy nageslag. Al die kinders van Sion, sowel as die mense van die wêreld, moet luister na die leringe van God die moeder wat na hierdie aarde gekom het, as die moeder van al die lewendes in die tydperk van die Heilige Gees. Hemelse Vader het gesê, ek volg moeder, en het ons na hemelse moeder gelei. Kom ons volg daardie pad en ontvang 'n ryke ontvangs in die hemel. Satan verhinder ons altyd om ons hemelse moeder se leringe te volg. Sy werk van obstruksie sal plaasvind. Wat moet ons egter in daardie situasies doen? Ons moet reg besin oor Vader se kragtige lering, ek volg moeder. As ons God se kinders is, na wie sal ons terugkeer? Ons sal terugkeer na hemelse moeder Jerusalem. Ongeveer 2700 jaar gelede het die profeet Jesaja hierdie toneel gesien en apostel Johannes het dit ook gesien. Die Bybel is die woord van God. God het sy wil aan die profete geopenbaar.
soms deur openbaring, soms deur sy direkte stem en soms deur inspirasie. 이런 모든 내용을 God het 통해서 sy wil aan ons oorgedra 당신의 deur al 뜻을 hierdie 보셨다는 metodes. 사실을 확인해야 되겠습니다. Daarom is dit die rekords van God, nie die van die profete nie. 하나님의 기록입니다. Die profete het God se rekords getranskribeer. 예필한 내용 아니겠습니까? Moet God se wil in die laaste dae vervul word, of is dit iets wat mag of nie mag plaasvind nie? 없어도 되는 일입니까? Profeseë moet vervul word. Dit is dinge wat moet gebeur. 일어나야 될 일들이고 이루어져야 될 일들입니다. Dan moet ons onsself afvra, aan wie se kant moet ons staan? 어떤 것인가를 Kom ons word wagte op die mure van Jerusalem 올바르게 해서 예루살렘 en stel ons geestelike ingesteldheid reg sodat ons kan deelneem aan die verlossingswerk wat deur Hemelse Moeder Jerusalem gelei word. 깨닫지 못한 세상 사람들에게 올바른 가르침과 깨우침을 주어서 Laat ons die wêreld bevoordeel en die ware leringe oordra aan diegene wat nog moet verstaan sodat alle mense kan terugkeer na Hemelse Moeder. 역할을 힘써 감당할 수 있는 여러분들 모두가 또 되기를 부탁드리겠습니다. 그렇게 해서 Met die hoop dat ons alle verlore hemelse kinders vinnig sal vind sodat ons saam met Hemelse Moeder na ons ewige tuiste sal terugkeer. 영원한 천국 고향 돌아갈 수 있는 우리 하늘 가족들 다 되어 주시기를 Wil ek graag vandag se preek afsluit. Dankie. 감사합니다.